Goeiemôre en baie welkom by hierdie erediens in Vaalrivier gemeente. Ek weet nie of julle dit kan hoor nie, maar op hierdie stadium is besig om te reën en die Here is besig om ons te seën met water uit sy hand uit. En my gebed is dat die Here ook vandag vir ons sal seën met water uit sy woord uit. En ek wil 'n seënbede doen uit Psalm 119 vers 112. Baruch atah Adonai lamedeini chukecha. Wat min of meer beteken, geseënd is U, o Here, ons God, en Here, wees U ook ons leermeester. Kom ons gaan bid saam. Dankie Here vir elke dag uit U hand uit. Dankie Here dat U vir ons oorvloedig sorg en dat U by ons is. Dankie Here vir die reën wat die afgelope tyd geval het. En baie dankie Here dat ons ook weet U sorg vir ons vir elke dag so 'n stukkie brood. Here, maar ons gebed is dat U ook 'n honger in ons land en in ons kerk sal laat losbreek. 'n Honger na U woord. En dat ons U sal aanbid en U sal soek. En Here, dat wanneer ons vandag U woord sal oopmaak, dit vir ons 'n ontdekkingsreis sal word. Deur die grootste skat in die wêreld, U woord. Here, U woord het hierdie wêreld gemaak. U het net opdrag gegee dat dit gebeur. Here, U woord onderhou elke dag nog alles op aarde. U sorg, Here, vir die voëls van die hemel, vir die veld, vir die gras van die veld, maar U sorg elke dag ook vir ons. En Here, ons grootste behoefte is na U. Sonder U is ons niks. En wil U gee, Here, dat wanneer ons nou U woord oopmaak, ons regtig ontmoeting met U sal hê. Amen. Op U woord sal ek 'n ark bou. Op U woord sal ek uit die boot klim. Op U woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne stap. Op U woord sal ek 'n ark bou. Op U woord sal ek uit die boot klim. Op U woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne stap. Op U woord. Laat die mense lag, laat die mense snou, op U woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. Laat die golwe slaan, laat die storms woed, op U woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op U woord sal ek 'n ark bou. Op U woord sal ek uit die boot klim. Op U woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne stap. Op U woord sal ek 'n ark bou. Op U woord sal ek uit die boot klim. Op U woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne stap. Op U woord. Laat die mense dink, dis dwaasheid, op U woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. As almal om my twyfel, op U woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op U woord sal ek 'n
Ons gemeente se tema woord hierdie jaar is die woord kies. En seker die bekendste teks oor hierdie kies is die teks in Josua 24 waar Josua, die leier van die Israeliete, teen die einde van sy lewe opnuut weer die Israeliete aanmoedig om vir God te kies en wat hy vir hulle sê: julle moet gaan kies wie julle wil dien. Wat my en my familie betref, ons het klaar die keuse gemaak. Ek en my familie, ons sal die Here dien. Ek wil bitter graag binnekort oor Josua 24 praat en ek wil preek daaroor en ek wil sê, kom ons maak weer hierdie keuse hierdie jaar om eers die Here te kies. Maar voordat ons oor Josua 24 kan preek, voordat ons hierdie keuse weer opnuut kan maak, wil ek eers vir ons vra, maar wie was Josef? Of wie was Josua? Wie was hierdie Josua wat so sterk gesê het, ek en my gesin, ons sal die Here dien? En die eerste twee tekste wat ons gaan lees, is uit Eksodus 17 en Eksodus 24. Dis die eerste plekke waar ons in die Bybel lees van Josua, die seun van Nun en die assistent van Moses. So kom ons gaan lees Eksodus hoofstuk 17. Ek wil vir ons lees Eksodus hoofstuk 17 hier van vers 8 af. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Josua gesê: kies vir ons manskappe, gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand. Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot bo op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En dan het sy hand gesak die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe klip gevat en het agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Josua die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê: skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Josua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en het genoem: die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê: dis die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Nou, hoe kom die Israeliete gewen terwyl Moses se arms in die lug was? Dis baie maklik. Dit was 'n teken daarvan dat hy bid en dat hy die krag van die Here hierdie oorlogstryd voer. Ons gaan ook Eksodus hoofstuk 24 lees. 'n Verskriklike interessante gedeelte. Eksodus hoofstuk 24. Die Here het vir Moses gesê: klim die berg op na my toe. Jy, Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor my buig en my aanbid. Dan moet jy, Moses, alleen naderkom na my toe. Die ander moet nie saam met jou naderkom nie. Die volk mag ook nie saam jou opklim nie. Moses toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê: ons sal alles doen wat die Here beveel het. Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf. Vroeg die volgende oggend het hy aan die voet van die berg 'n altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltydoffers vir die Here te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en die ander helfte op die altaar gesprinkel. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die hele volk voorgelees. Hulle het gesê: ons sal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorsaam wees. Moses het die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sê: dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het.
Moses, Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel toe die berg uitgeklim. Hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was 'n plaveisel so safiersteen, so blou soos die hemel self. God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie. Hulle het hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar dat ek vir die plat klippe kan gee waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is toe hoor teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê, wag hier vir ons, totdat ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle. As iemand 'n probleem het, kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim met 'n wolk dit omhul, die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï berg gebly en 6 dae die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur, 'n verterende vuur bo op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. Ons gaan net lees tot daartoe. Ons lees in die Bybel niks van Joshua se geboorte nie. Wat ons wel weet, is dat Joshua in Egipte gebore is en dat hy in slawerny gebore is. Met ander woorde, Joshua se kinderlewe sou glad nie maklik gewees het nie. Een van die eerste goed wat Joshua waarskynlik by die Egiptenaars gehoor het, is jy's 'n nobody. Jy behoort aan ons, die Egiptiese baase en eienaars, en jy sal maak soos ons sê. Joshua sou waarskynlik so jonk as 13 jaar oud al begin werk het as 'n slaaf. En wat sou hy gedoen het? Want dit lees ons in Exodus 2, Joshua sou bakstene gemaak het en hy sou geboue gebou het vir die Egiptiese base. Nou, hierdie baksteen 13 jaar oud en Joshua maak bakstene vir ander mense. Die bakstene wat gemaak is, kom verduidelik vir julle so 'n bietjie iets van die proses. Die bakstene is waarskynlik 'n mengsel van modder en van klei en van strooi. Die gekapte strooi is gebruik om die modder en die klei te laat bind. En dan is hierdie vorms gebruik om bakstene van te maak. En hierdie bakstene is dan in die son uitgesit om droog en hard te word. En die meeste goed wat gebou is, huise, die mure rondom die stad, is gebou met hierdie bakstene. Die groot werke soos paleise en tempels is waarskynlik gebou met klip. So op 13 jaar oud is Joshua besig om bakstene te maak, om mure en huise te bou. Hy's besig om klippe te kap, om paleise te bou vir die Egiptenaars. Paleise waarin Joshua waarskynlik nooit in sy lewe sou gekom het nie, en nooit in sou gebly het nie. Op 13 jaar oud het die slawedrywers waarskynlik vir Joshua met 'n sweep geslaan, as hy nie vinnig genoeg en hard genoeg gewerk het nie. Is dit regtig 'n tipe lewe wat jy vir jou kind sou wou gehad het op 13 jaar oud? As mens op 13 jaar oud 'n slaaf is, dan lyk dit asof jy baie keuses in jou lewe het nie. Dit lyk eintlik vir jy in 'n doodloopstraat is, en as waar geen moontlikhede is nie, maar vir God is niks onmoontlik nie. Die interessante is, dat die Bybel en God anders kyk na swaar kry, as wat ons kyk na swaar kry. Vir ons is swaar kry iets om vermy te word. So ons hou nie eers van warm kry nie, dis vir ons te veel swaar kry. So ons sit die aircons aan om in gerief te sit. Maar vir die Here is swaar kry baie keer 'n manier waarop God ons vorm,
sodat ons sterker en kragtiger kan gebruik. Daar's omtrent nie 'n man in die Bybel, 'n groot man van God in die Bybel, wat nie op een of ander stadium in sy lewe deur 'n groot proses van swaar kry gegaan het nie. Dink maar aan Josef. Josef is as 'n kind verkoop as 'n slaaf aan die Egiptenare. En daar het hy gewerk vir 'n ou met die naam van Potifar, en julle ken die verhaal, Josef eindig onskuldig in die tronk. En 'n mens kan nou dink dis die einde van Josef se lewe, maar eintlik is die Here besig om vir Josef te laat swaar kry, sodat hy kan toets of Josef taaf genoeg is vir die groot werk wat die Here vir Josef het. Want die Here wil vir Josef gebruik om Egipte en Israel te red van hongersnood. Nou as jy in gerief bly, gaan jy niemand red van hongersnood nie. Josef moes leer om met amper niks in die tronk klaar te kom, sodat die Here hom kon gebruik om in hongersnood Egipte en Israel te red. Swaar kry was deel van Dawid se lewe, lank voordat hy koning geword het. Dawid was die swart skaap van sy familie, en hy moes buitekant in die veld saam met sy skape slaap. En terwyl hy die skape in die veld opgepas het, lees ons dat hy aangeval is deur 'n leeu en deur 'n beer. Hoeveel tieners is al in hulle lewens aangeval deur 'n leeu en deur 'n beer? Maar die Here was besig om Dawid sterk en taaf te maak, want die Here het geweet, ek wil Dawid gebruik om die reus Goliat eendag te verslaan. So Dawid moet maar bietjie swaar kry, dat hy kan sterk raak, dat ek hom kragtig kan gebruik. Een van Dawid se soldate, lees ons, was amper net so taai en so taaf soos Dawid. Ons lees in 2 Samuel 23 vers 20 tot 23 hierdie verhaal. Verder Benaja, die seun van Jojada, 'n sterk man, groot van daad uit Kapseel. Hy het 2 groot helde van Moab verslaan, en hy het afgegaan en 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n mooi man, en in die hand van die Egiptenaar was 'n spies. Maar Benaja het na hom toe afgegaan net met 'n stok, en hy het die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk, en hom met sy eie spies doodgemaak. Dit het Benaja, die seun van Jojada, gedoen. En hy het 'n naam gehad onder die 3 helde van Dawid. Hy was geëerd onder die 30, en Dawid het hom aangestel as hoof oor sy leiwag. Kan jy imagine dat jy soos Benaja op 'n dag waarop het sneeu, binne in 'n put beland saam met 'n leeu? Dit was nie die einde van Benaja nie, dit was nie die einde van die wêreld vir hom nie. Dit was eintlik 'n kans wat God hom gegee het. God het vir hom gesê, Benaja, ek gee jou kans om jouself te bewys as 'n leeuslagter. En as jy die kans oorleef, gaan die koning jou aanstel as die hoof oor sy leiwag. Benaja, jy gaan nie meer net 'n gewone soldaat wees nie. As jy hierdie leeu binne 'n put op 'n sneeudag kan wen, gaan jy bevorder word van soldaat, van troep, na generaal toe. Ons het in die Bybel het ons 'n boek met die naam Jakobus, en Jakobus skryf vir ons en hy sê, dat swaar kry, dit vir ons moontlik kan maak om nader aan God te kom. In Jakobus 1 vers 3 lees ons, en ek gaan vir julle die vertaling lees, uit die boodskap vertaling wat Stefan Joubert vertaal het. Daar staan Jakobus 1 vers 3, die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer dit julle juis om nader aan die Here te leef. Miskien moet ek en jy begin anders kyk na swaar kry. Dalk is swaar kry nie die slegste ding wat met ons kan gebeur nie. Dalk is swaar kry die plek waar die Here ons oplig na groter hoogtes toe. 'n Plek waar ons nader aan die Here kan kom. Laat my so verskriklik baie dink aan daardie lied wat die man geskryf het, It is well
with my soul. Selfs al gaan dit met my sleg. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, you have taught me to say, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. Help my gou. Wat is die heel eerste ding wat ek en jy waarskynlik by ons ouers gekry het? Jou naam natuurlik. En Joshua het sy naam by sy ouers gekry. Joshua se naam was eintlik al 'n gebed, want Joshua se naam beteken God
is verlossing. So voordat Joshua nog gebore is, het sy ouers gesê, Here, asseblief, verlos ons. En as ons Joshua wil bestudeer, en as ons die boek Joshua wil gebruik om ons te help, om goed te kies, om weer vir God te kies, dan dink ek, is die eerste ding wat ons uit Joshua uit moet leer, is alles begin by God. En daarom begin alles met 'n gebed. Voordat Joshua gebore is, het Joshua se naam al gebid. Here, verlos ons. En die eerste 2 keer wat ons Joshua se naam in die Bybel lees, gaan dit ook oor gebed. Ons lees in Eksodus 17 dat Joshua opdrag kry om teen die Amalekiete te gaan oorlog maak. Moses, wat op daai stadium die leier van die Israeliete is, klim teen die heuwel uit en hy sit sy hande in die lug op, wat die tipiese vorm of postuur van gebed is. En solank as wat Moses opkyk na die Here toe en bid, so lank is Joshua besig om die stryd teen die Amalekiete te wen. Maar as Moses moeg raak vir bid en hy laat sy hande sak, dan begin Joshua en die Israeliete die stryd teen die Amalekiete verloor. En ek dink, dit behoort vir ons ook iets te sê. Moses is die senior leier, Joshua is die jong man wat by hom leer. Solank wat Moses vir hom bid, is Joshua besig om te wen. Maar die oomblik wat Moses sy hande laat sak, begin Joshua verloor. Kan ek vir jou vra? Ons kinders word op hierdie stadium gefeis met erger probleme as wat ons ooit gefeis het. Daar's meer versoekings op hulle pad. Daar's meer krisisse op hulle pad. Hoeveel bid ek en jy vir die geestelike stryd, die worstelstryd waarin ons kinders is? Hoeveel bid ek en jy vir die jeugwerk in ons gemeente en in ons kerk in die algemeen? Hoeveel bid ons? Die tweede keer wat ons Joshua se naam in die Bybel lees ons ook van gebed. Die tweede keer wat ons van Joshua lees in die Bybel is in Eksodus 24. En ek weet ek het dit al gelees, want ek het die Bybel baie kere deurgelees. Maar ek dink nie ek het hierdie gedeelte al ooit heeltemal regtig raak gelees nie. God sê vir Moses in Eksodus 24, klim teen die berg op. Jy en 73 ander manne, almal leiers, moet opkom na my toe en julle moet my kom aanbid. Die Here nooi vir Moses, kom kuier by my. En die eerste ding wat julle moet doen, as julle naby in die berg kom, is julle moet God aanbid. En terwyl Moses en die leiers bid, begin die Here praat. En Moses skryf die woorde neer. En dan vat Moses hierdie woorde van God, hierdie neergeskryfde woord van God, en hy vat dit terug na die mense toe, en hy vra vir hulle, sal julle dit doen? Sal julle dit alles doen? En die mense sê almal soos een man, ja, ons sal dit doen. Ek wil hê, jy moet 'n prentjie kry van wat in Eksodus 24 gebeur. Moses en hierdie 73 leiers het meer as een keer voor God kom staan. Die eerste keer het hulle waarskynlik vroegoggend in die berg uitgeklim en hulle het gaan luister na God. Teen laatmiddag het hulle afgeklim en Moses het voor die mense gestaan en gesê, dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Sal julle dit doen? En die hele volk het geluister en gesê, ja, ons sal doen wat die Here van ons gevra het. En toe het almal die eerste aand gaan slaap. Toe hulle die volgende oggend opstaan, kry ek die gevoel dat daar dalk 'n klomp van hierdie manne skaam uit die tent uitgekom het en vir Moses gesê het, ons het God se woorde gehoor. En ons het ja gesê vir God se woorde. Ons wil dit regtig doen. Maar ons sukkel.
Ons val so maklik oor ons eie voete. Ons val so maklik oor ons eie sonde. Moses, dink jy, God sal nog met ons 'n verhouding wil hê, as hy weet hoe maklik ons val? Moses, as die Here weet hoe min ons bid, as die Here weet hoe vinnig ons kwaad word, Moses, sal die Here nog met ons 'n verhouding wil hê? En ek kry die gevoel uit wat daar gebeur, dat Moses vir die mense gesê het, kom ons gaan sê vir die Here, ons is jammer. Kom ons gaan sê vir die Here, ons is jammer dat ons so sukkel. Kom ons gaan sê vir die Here, ons sal harder probeer, ons sal meer bid. En Moses sê, ons moet 'n offer vir die Here bring. En dan moet 'n bul wees wat geoffer word vir elke stam van Israel. Want daar is nie een van die 12 stamme van Israel wat nie sukkel nie. Al 12 stamme sukkel en niemand is volmaak nie. Kom ons sê vir ons jong mense, hulle moet hierdie offers vir ons voorberei, want ons jong kultuur sukkel ook om 'n verhouding met God te hê. Daar's 'n klomp ander goede wat net vir hulle belangriker is. Na die offer en na die skuldbelydenis gaan Moses en die 73 leiers terug na die berg toe. En ek dink Moses het dalk met 'n stuk bewerasie teen die berg opgeklim. Sal God ons regtig vergewe? Wil God ons nog sien? Sal God ons nog wil sien as hy weet hoeveel ons sukkel? Wat gaan God doen? Gaan God ons dalk vernietig? Moses gaan terug en hy klim weer die berg uit saam met Josua en die ander 73 manne. Hierdie manne is maar bang, want hulle weet God kan hulle vernietig. Maar God vernietig hulle nie. Inteendeel, God nooi hulle in. Kom tot binne in my eetkamer. Ek het vir julle kos voorberei. En ons lees in Eksodus 24 dat hierdie manne die ongelooflike voorreg gehad het dat hulle iets van God gesien het. Maar die interessante is, dit lyk nie eens of hulle vreeslik baie van God gesien het nie. Hulle het so laag gebuig voor God dat al wat hulle vir ons beskryf is hoe die vloer, die plaveisel lyk onder God se voete. Hulle koppe was so in gebed dat hulle net die vloer onder God se voete gesien het. En die vloer lyk soos 'n plaveisel van safiere. Nou wat op hierdie goeie aarde is 'n safier? 'n Safier is gewoonlik blou van kleur en dis 'n edelsteen. Ek dink die bekendste safier in die wêreld is seker prinses Diana se verloofring, waarmee Kate Middleton ook verloof geraak het. Hierdie safier is 18 karaat safier. In 1981 al, toe prinses Diana begin verloof raak het hierdie blou safier van 18 karaat al R720.000 gekos. En sy het dit op haar vinger gedra, so dis 'n ou klein ou dingetjie. Maar God dra nie die safier aan sy vinger nie. Nee, God vat safiere en hy maak daarvan 'n plaveisel, 'n vloer van safiere. In die hemel is dit die bakstene waarmee God die troonsaal uitlê. En in hierdie troonsaal van God met blou safier bakstene het God vir die leiers van Israel 'n ete gegee. Wow! God maak kos vir 74 manne, 'n ete in die teenwoordigheid van God self, 'n ete wat God self voorberei het. Ek dink God kom vanoggend na my toe en God kom vanoggend na jou toe en sê vir ons, ek wil 'n verhouding met jou hê. Die almagtige God kom na ons toe en hy sê, ek wil 'n verhouding met jou hê. En ek weet alles wat jy al verkeerd gedoen het.
God kom en hy sê, ek ken die jong kultuur. Ek weet waarmee jong mense hulle besig hou. Maar ek wil met julle 'n verhouding hê. En die Here kom sê vir ons, as jy jou sondes bely, en as jy sê, Here, in die begin van 2022, ek wil 'n verhouding met u hê. Ek wil groei in my verhouding met u. Dan is God al klaar besig om die feesmaal voor te berei. Soos wat God in die gelykenis van die verlore seun terug verwelkom met 'n feesmaaltyd, kom die Here na my toe en na jou toe en hy sê, ek wil nie met julle beklei nie. Ek wil nie vir julle vertel hoe julle sukkel en op hoeveel plekke julle my teleurgestel het nie. Ek wil julle voer met my woorde en met 'n baie goeie bord kos. Want dit is wie God is. Lank voordat ek en jy vir God kies, het God klaar vir ons gekies. Nie net in Eksodus 24 in die ou verbond, het die Here die verbond bekragtig met 'n ete nie. Maar ook in die Nuwe Testament, die aand voor sy kruisiging, het die Here Jesus weer aan tafel gesit, saam met sy disippels. En hy het vir hulle 'n bord kos bedien, en vir hulle gesê, ek wil 'n verhouding met jou hê. En daarom, aan die begin van 2022 wil ek jou nooi. Kom ons as gemeente begin hierdie pad saamstap, 'n pad waar ons kies. Want God het ons klaar gekies. 'n pad waarop ons kies om God te ken en lief te hê en te aanbid en sy woorde te lees. En alles dit sukkel te begin doen wat hy van ons vra. In 2022 wil ek jou uitnooi, liewe Vaalrivier gemeente en almal wat luister, kies vir God. Want God het klaar vir jou gekies. Amen. Soos altyd, as jy wil deel word van die werk wat ons in Vaalrivier gemeente doen, kan jy dankoffer gee. Ons rekeningnommer is soos altyd NG Vaalrivier gemeente by Absa Bank en ons rekeningnommer is 053 058 0032. En ek wil julle seën met die woorde: die Here is voor julle om die weg gereed te maak. Die Here is agter julle om die aanslag van die bose af te weer. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou en die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is bokant julle om julle te seën en die Here is selfs onder julle om julle te dra as julle mag val. En bo alles is die Here binne in julle om julle te seën en julle te lei, sodat sy woord regtig spyse vir jou siel mag word. Amen.